Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, nee, vandag is die 8ste Januarie, jaar 2026. My naam is Daniel Gerben en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die ware wynstok. Nou as jy hoor wynstok, dan dink baie mense sommer aan daai sakkie wyn, 'n kap wyn en dis mos nou 'n wynstok en want die Here het water in wyn verander, so dit is reg. En hierdie gedeelte gaan nie oor daai wyn nie, maar hierdie gaan oor die wynstok van die ewige lewe, die ware evangelie wat Jesus Christus gekom het om te kom verkondig op hierdie aarde. En is ek en jy ingeënt in hierdie wynstok? En ek wil vir jou sê, my boetie en sissies, is dat hierdie wynstok geplant is en God die Vader is die landbouer en hy kyk na hierdie wynstok en as hy sien dat hierdie lote wat uit die wynstok uitkom, hierdie loot is dood, dan knip hy hom af. As hierdie lid mooi is, dan trim hy hom en hy maak hom mooi en hy vou hom en hy buig hom, laat hy mooi rank, sodat hy meer vrug kan dra. Maar as hierdie ander ene wat so 'n bietjie doodrig is, hy word afgeknip en dan word hy in die vuur gegooi. En dis wat hulle doen op die wynboere en die wynplase. So dit is wat hulle daar doen. En so is dit presies dieselfde hoe dit gaan wees met my en met jou, wanneer ek en jy ingeplant is in hierdie wynstok, maar ons dra nie vrug nie. So dit is baie versigtig wees hoe ek en jy ingeplant is, en met watse waardigheid, waarmee is ek en jy ingeplant by die ware wynstok? Hoe is my en jou verhouding met 'n lewendige God? Onthou net, ek en jy kan nie voorgee dat ek 'n vrugdraer is, en ek is nie eintlik nie. Want God sien alles raak. Hy sien dit. Maar kom ons gaan lees bietjie vir ons verder hierso in Johannes 15. Hy sê hier vanaf vers 1. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle in my nie bly nie. So jy kan nie op jou eie wil sê, want ek dien die Here op my manier, en die Here verstaan dit nie, want dit is hoe ek vrug dra nie. Nee, as ek en jy nie ingeplant is by Jesus Christus, en ons doen sy wil, en ons is gehoorsaam aan sy gebooie nie, dan gaan ek en jy nie vrug dra nie. En dis, wanneer God dit gaan raak sien, en hy gaan ons verwyder. Amen. Hy sê verder in verse 5, hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. En dan, baie mooi vers wat ek het dit al baie gesê, dit is 'n vers wat vir my regtig baie beteken, toe ek tot bekering gekom het, en dit is vers 16. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. My boetie en sissa, maak seker jy is ingeënt by God die Vader, Jesus Christus, hy is die wynstok, want as ons nie ingeënt is nie, gaan ons afgeknip word en in die vuur gegooi word, en dan gaan ons brand. Amen. Kom ons vra die Here om ons te help. Halleluja, Abba Vader, Here baie dankie vir hierdie nuwe dag. Here, dankie dat ons die wynstok ken, Jesus Christus, ons redder, ons saligmaker en verlosser. Here, dankie dat ons 'n loot is aan hierdie wynstok, maar een wat vrug dra. Here, dankie dat U kom, en U kom ferm U oor ons, en U kom verander ons, U kom vorm ons, en U kom lê ons, sodat ons goeie vrug kan dra. En Here, as daar enige vrotkol op hierdie loot is, bid ek en vra dat U sal kom, en dit sal kom verwyder, kom brand dit uit, in Jesus naam, en ons eer U daarvoor, amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, onthou wat ek altyd sê, in alles wat jy doen,
moet jy God kan verheerlik, nie? Gaan kyk vandag wat jy doen. En as jy God nie daarin verheerlik nie, stop daarmee. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.